Hartlik goeiemôre. Ons vertrou dat jy 'n goeie dag sal hê en dat die Here sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so sal bereik. Nou liewe vriende, 3 jagluiperde wat by 'n vang sit en al daar onder die boom ingesleep en jy kan sien dat die een van hulle is nog 'n bietjie jonk, eintlik 2 van hulle is nog redelik jonk en wat nou saam met die ma hierdie wonderlike vangs gemaak het en hulle goed versadig is ook. Sommige mense vra is 'n jagluiperd 'n hond of 'n kat en nou hulle val onder die katfamilie en die redes waarom daar sommige mense is wat dink dat hulle by die meer na hond se kant toe moet val is 3 redes wat daar aangevoer word. Die eerste een is dat sy naels nie terugtrek nie soos 'n kat se naels se trek nie terug nie, maar soos 'n hond se naels bly sy naels buitekant. Die tweede is dat hy meer gebou is soos 'n windhond en dan die derde is dan ook omdat hy hoofsaaklik in die dag jag en eintlik glad nie in die nag jag nie. So dit is waarom hulle dat nie altyd as 'n party mense wil nie altyd as 'n kat wil sien nie, maar eerder as 'n hond, maar hulle val nog steeds onder die katspesie dan ook. So liewe vriende, sien ons ook daar in Korintiërs hoe Paulus homself as 'n bedienaar van die evangelie nog 2 dinge kom openbaar en terwyl hy nou al vir ons 3 ander kom openbaar het, kom wys hy vir ons nog 2 dinge waarom hy ook 'n bedienaar van die evangelie is. En hierdie dinge wat hy sê is, hy sê dat hy word vervolg. In 2 Korintiërs 4 vers 2 sê hy, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. En hier soos het sekerlik hy sê, hulle het klaargemaak, hy het klaargemaak met sonde en dit wat verkeerd is, en hy is nie 'n verskuilde agenda nie, en tog bring hy die waarheid na hulle toe, en dat hulle daarom moet weet dat dit is wat hy kom doen, maar ten spyte daarvan dat hy dit doen, word hulle vervolg. In vers 3 sê, maar as ons die evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges aan wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. En hier is nou die vreeslike saak, liewe vriende, dat die evangelie, wat duidelik en helder behoort te wees vir 'n mens, en soos wat dit oorgedra is deur Paulus ook, dat dit nie so aangeneem is nie, dat dit eintlik, omdat mense ongelowig is, nie wil glo nie, en deur die wêreld verblind is, het hulle sekerlik hierdie evangelie nie aangeneem nie, en het hulle so 'n vervolging of dit moeilik gemaak vir die kinders van die Here ook. Dan, liewe vriende, is daar 'n verlange wat Paulus uitspreek, wanneer hy homself as 'n bedienaar beskryf hy die verlange wat daar is. In hoofstuk 5 handel daaroor, hy sê, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. En dis nou die verlange wat hy het. Hy verlang sekerlik om hemel toe te gaan. En hy weet dat hy net vir 'n ou tydjie hierso op die aarde sal wees. Maar terwyl hy dan nog hier is, sal hy die werk van die Here kom doen dan ook. Daarom sê hy dat die verlange van sy hart, hy sê, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Hy sê, hy weet die Here gaan kom, maar hy wil nie skade ly voor die troon van die Here nie. Hy sê, want ons wat nog in 'n tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie onkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. En dit is so wonderlik dat hy dit kon verklaar, en dat hy kom sê, dis die verlange van ons hart. Ons verlang om hemel toe te gaan, maar wanneer die Here kom, dat ons nie skade sal ly voor die troon van die Here, en dat ons eerder oorkleed sal wees, as wat ons skade sal ly, dat ons sekerlik eerder genoeg goeie werke sal hê, genoeg liefde en ywer vir die Here, dat ons eerder dit sal hê, sodat ons daarin mag lewe ook. Mag die Here help, dat jy ook kan sê, Here, ek wil ook so oorkleed word, ek
wil ook gereed wees vir wanneer u kom. As u nie seker is dat u hemel toe gaan nie, wil u nie iemand bel en met iemand praat en sê, ek is nie seker ek is 'n kind van die Here nie, maar ek wil seker maak, want die Here kom, en ek wil saamgaan, en dat u die hart en die lewe vandag vir die Here gee. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie dat u ook so Paulus se lewe in ons lewe gebruik vandag, en ons bid vir hulle wat nie seker is vandag nie, dat hulle hemel toe gaan nie, dat hulle op 'n plek sal kom met u, en u sal vind as hulle verlosser en saligmaker en daai sekerheid sal kry. Amen.